Dis Lodewijk, is tyd vir 'n lukraak gedagte en ek wil na een van die mees omstrede karakters in die Ou Testament gaan, Samson. Ons almal weet hoe God gegaan het en vir Samson van sy geboorte af eenkant gesit het as 'n regter van Israel, maar as jy na Samson se lewe kyk, is dit nou nie heeltemal 'n prentjie wat mens van 'n soet sondagskoolkindjie sou gevorm het nie. Die een spesifieke ding wat ek wil uitlig oor Samson se lewe was die aand toe hy met die deure van die stad op sy skouers by die berg opgeloop het. Nou, dit is wonderlik om te lees van hoe die salwing op Samson gekom het en hy die deure uit die kusyne uitgeruk het en berg opgeloop het. Maar die stukkie wat ons vergeet is dat Samson 'n paar minute voor dit by 'n prostituut was. En wat ons baie keer wil hê is dat as jy verkeerd doen, dan sal die salwing of God se guns of dit wat hy vir jou gesê het oor jou lewe ewe skielik weg wees. Met ander woorde, die gedagte los jou by 'n plek van as ek nie uithaal en wys, sal God se guns op my lewe wegraak. Met ander woorde, as ek so en so en so, dan sal God se guns op my lewe verdwyn. En moet my vir geen oomblik verkeerd verstaan nie. Die woord sê baie, baie duidelik. Paulus skryf in Romeine en hy sê, gee hierdie nou vir ons 'n lisensie om te sondig, stellig nie. Want ons kan die genade van God wat na ons toe gekom het, in Christus Jesus nie vertrap nie. Maar die punt wat soos 'n paal bo water moet uitstaan is dat die guns van God oor my lewe hang nie af van hoe heilig ek gelewe kry nie. Want as ons so redeneer daaroor, is ons op 'n plek waar ons reguit terug is in werke. Met ander woorde, God se liefde, die geloof van Christus, is in my lewe van kleiner belang as wat dit wat ek reg of verkeerd doen. En verstaan my, ek is nooit besig om te sê, lewe net soos wat jy wil, want dit maak nie saak nie. Dit maak saak. Hoe maak dit saak? Wanneer jy 'n lewe wat nie in lyn is met God se woord nie, raak jou hart se vermoë om God se genade en God se barmhartigheid in jou lewe te ontvang beperk. Hoekom? Want soos dit in Hebreërs staan, die woord verstrik. Die woord word verstrik deur die sonde. Dis 'n las wat jou afbeur. Daar is geen manier wat jy kan aangaan met 'n lewe en 'n hart sal bly hê wat ontvanklik is vir God se woord en vir die resultate van God se woord nie. In dieselfde asem, moenie dink dat jou kwaliteit lewenstyl bepalend is oor of God guns oor jou lewe uitgiet of nie. Al wat saak maak is, het jy Jesus jou koning gemaak. As Jesus jou koning gemaak het, sal hy kan regeer in jou lewe en hy het reeds met sy lewe op aarde vir ons kom wys wat gebeur wanneer hy regeer. Elke ding wat jy in die evangelies van lees, sal 'n realiteit vir jou kan word.